Ons begin ons erediens en ons, terwyl ons so sit, sing ons lied 292 se eerste vers. Lied 292 vers 1, my enigste troos in lewe en dood is dat ek aan Jesus Christus behoort. Ons bly net so sit. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het.
en wat my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. As ek myself gou kan onderbreek, hierdie mense, veral by die televisie en die flieks en die goeders van die Here se naam so misbruik. Hierdie derde gebod bevat ook 'n straf as die Here dit aankondig om te sê, hulle sal nie ongestraf bly nie. Ek gaan voor, 4de gebod, sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter, of die man of die vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as 'n gereelde rustdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lang bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreuk pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag nie iemand anders ter huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of 'n slavin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Geliefdes, kom ons bring ons eie sondigheid voor die Here, terwyl ons so sit, sing ons lied 247, ons gaan dit 2 keer na mekaar deursing. Heer, wees ons genadig.
harte en die gedagtes saam met my spreek. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Geliefdes, ons gaan nou oor na ons teksgedeelte toe, wat vanmôre uit Johannes uitkom. Johannes 3, die Johannes Evangelie. Johannes Evangelie is natuurlik die 4de evangelie wat ons het in die Bybel. Ons buig die hoofde in gebed voor ons lees. O Heilige Gees, U is die Gees wat lewend maak, wat vernuwe. Ons wil vanmôre vir U vra, wees die tuinier van elkeen van ons harte, ons siele. Hark asseblief weg die dooie blare, dit wat verrot is en versteen is en dood is. Breek asseblief die harde kluite van ons weerbarstige gewoontes en ons willigheid. Werk tog diep in elkeen van ons harte. Plant diep in my siel U lewegewende woord. Gee dat ons harte 'n vrugbare bedding sal wees, waarop U saad van die woord kan val en dat groeikrag daaruit kan voorkom. Maar ook, Here, versorg tog en gee water en trek die welig groeiende bossies en dorings uit ons lewens uit, totdat die nuwe lewe in ons lewens begin ontkiem. Gee dat dit sal groei, dat dit sal blom, dat dit sal vrugte dra, 'n oes sal lewer tot U eer en verheerliking alleen. Amen. Geliefdes, ons gaan dan nou saam lees in die afgekondigde gedeelte, naamlik Johannes 3, vers 1 tot daar by vers 21. U kan op die bord saam met my die gedeelte volg. Daar was 'n man met die naam Nikodemus. Hy het aan die party van die Fariseërs behoort en was 'n lid van die Joodse Raad. Eendag het hy na Jesus toe gekom en vir hom gesê, Rabbi, ons weet dat U 'n leermeester is wat van God afgekom het, want niemand kan hierdie wondertekens doen wat U doen, as God nie by hom is nie. Daarop sê Jesus vir hom, dit verseker ek jou, as iemand nie opnuut gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Nikodemus vra hom toe, hoe kan 'n mens gebore word as jy 'n ou man is? Hy kan tog nie 'n tweede keer in sy moeder se skoot kom en gebore word nie. Jesus het hom geantwoord, dit verseker ek jou, as iemand nie uit die water en gees gebore word nie, kan hy nie die koninkryk van God, in die koninkryk van God kom nie. Want uit die mens, wat uit die mens gebore is mens, en wat uit die gees gebore is gees. Moenie verbaas wees dat ek vir jou gesê het, julle moet opnuut gebore word nie. Die wind waai waar hy wil. Jy hoor sy geluid,
vandaan kom en waar hy heen gaan nie. So gebeur dit met elkeen wat uit die Gees gebore is. Nikodemus vra hom toe, maar hoe is dit moontlik? Jesus antwoord hom, jy is die bekende leermeester van Israel en jy verstaan dit nie. Dit verseker ek jou. Ons praat oor wat ons weet en ons getuig oor wat ons gesien het. En tog aanvaar julle nie ons getuienis nie. Ek het julle van die aardse dinge vertel en julle glo dit nie. Hoe sal julle glo as ek vir julle van die hemelse vertel? Niemand op aarde was al in die hemel nie, behalwe hy wat uit die hemel gekom het, naamlik die Seun van die mens. Moses het die son in die woestyn hoog op die paal gesit, so moet die Seun van die mens verhoog word, sodat elkeen wat in hom glo, die ewige lewe kan hê. En dan hierdie bekende vers, ons het ook die lied gesing. God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste Seun gegee het, sodat die wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. God het nie sy Seun na die wêreld toe gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur hom gered kan word. Wie in hom glo, word nie veroordeel nie. Wie nie glo nie, is reeds veroordeel, omdat hy nie in die enigste Seun van God glo nie. En so kom die skeiding. Die lig het na die wêreld toe gekom en tog die mense eerder die duisternis as die lig liefgehad, want hulle dade was sleg. Elkeen wat kwaad doen, haat immers die lig en kom nie na die lig toe nie, sodat sy dade nie aan die kant gestel moet word nie. Maar wie volgens die waarheid handel, kom na die lig toe, sodat dit duidelik kan blyk dat sy dade in gehoorsaamheid aan God gedoen is. Die kern van hierdie gedeelte is vers 3. Ek lees dit weer vir u. Jesus sê, dit verseker ek jou, as iemand nie opnuut gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien. Jy moet opnuut gebore word om die koninkryk van die Here te kan sien en te kan ingaan. Die saak waaroor dit hier gaan, is wedergeboorte. In ons teksgedeelte staan daar, jy moet opnuut gebore word. Dis die geboorte deur die Gees. Maar dit maak 'n mens nogal half onrustig. Hoe weet ek? Hoe weet jy? Jy is wedergebore. Dit het lyk vir my vir Nikodemus ook onrustig gelaat, want hy sluit een nag, hy was bang natuurlik, die ander Jode sien hom, sluit een nag daarna Jesus toe, en dan begin hy met Jesus praat oor hierdie dinge, hierdie wedergeboorte. Jesus antwoord natuurlik, sê hierdie ding, naamlik dat die wedergeboorte is so belangrik. Die wedergeboorte is so belangrik om te verstaan dat dit 'n saak van lewe of dood is. Dis 'n saak, die wedergeboorte, 'n saak of jy hemel toe gaan en of jy hel toe gaan. So, jy sien, hierdie saak is nie net vir Nikodemus belangrik nie, maar vir elkeen van ons ook, as gelowiges, groot of klein. Jesus kom, en dan sê hy, 'n belangrike ding.
skakel en sorg dat jy altyd batterye is, en hy het nou die keer nie eens gewaarsku nie. Terug na hierdie skrifgedeelte toe. Jesus sê hierdie saak van die wedergeboorte om opnuut gebore te word is 'n saak van hemel of hel, lewe of dood. Maar dan voeg hy by. Hy sê vir hom, dis 'n moeilik verstaanbare onderwerp. Hy sê vir Nikodemus, jy is die geleerde onder die Jode, jy's 'n leermeester, jy's 'n skrifgeleerde, jy's 'n fariseer. En hierdie saak van wedergeboorte is so moeilik, jy vind dit moeilik, jy verstaan dit dan nou nie eers nie. Nou moet ons dan nie daarvan kennis neem nie. Nee, dis nie wat Jesus sê nie. Jesus sê nie, Nikodemus, daar gaan jy sal dit in elk geval nie verstaan nie, en die ander ouens wat nou nie so slim is soos jy nie, sal dit nooit verstaan nie. Nee, Jesus gaan verder, en dan verduidelik hy hierdie moeilike saak. En ek is so bly daaroor, want nou kan ek en jy dit ook verstaan, en in hoop die kinders gaan dit verstaan, aan die einde van die preek gaan ek vir hulle hopelik 'n maklike manier gee om dit te verstaan. Maar Jesus praat met Nikodemus oor die wedergeboorte. En dan begin Jesus by 'n belangrike punt. Alle mense is skuldig aan sonde en is strafbaar voor God. Jesus begin by die sonde van die mense. Almal skuldig. Is als nou verlore. Ons moet nou maar gestraf word. Sjoe, dan lees ons daardie vers 16. Ons het dit al gesing, ons het dit gelees, ek lees dit weer. God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Almal is skuldig, maar God se liefde en genade is so groot, dat hy sy enigste seun gestuur het, om ons verdiende straf op hom te kom neem. Dankie Jesus daarvoor. Dankie Jesus dat jy uit hierdie pad geloop het, al was dit moeilik, tot daar aan die kruis. 'n Mens kan letterlik sê, en die teks doen dit ook, om te sê Jesus het soos 'n lig na 'n donker wêreld gekom, en sy lig is versprei, en die mense kon weer sien. Hou jy nie wedergeboorte word nie, dan kan jy nie die koninkryk van God sien nie. Deur die lig van Jesus kan ons God se koninkryk sien. Hierdie sondaar verlore mense moet egter 'n belangrike ding doen. Lees daaronder, die mens moet egter vir Jesus aanneem en in hom glo as hulle verlosser en redder. En die wat dit doen, word vrygespreek. Ons het 'n naam daarvoor wat ons almal ken. Ons noem dit bekering. As jy die Here aanneem in jou lewe, dan kom jy tot bekering. So sien die mens het deel aan hierdie hele proses. Jesus, die Here, dwing niemand om vir Jesus as verlosser aan te neem nie. Jesus dreig niemand om te sê, jy moet my aanneem nie. Dit is die keuse van die mens. En dit, hierdie bekering,
ons dan by wedergeboorte. Die mens moet egter vir Jesus aanneem, in hom glo as hulle verlosser en redder, en die wat dit doen, is vrygespreek. Ons noem dit bekering. En dit is juis hierdie bekering wat ons bring by wedergeboorte. As jy tot bekering kom, en onthou nou, dit beteken dat ek die Here aangeneem het, wat God gestuur het. As ek tot bekering kom, as ek daardie besluit neem, dan is dit bewys dat die wedergeboorte in jou lewe plaasgevind het. Voorbereide, die wedergeboorte is daardie verborge werk van die Heilige Gees. Jy weet nie eers dit het plaasgevind nie, maar die Here het jou voorberei sodat jy die regte keuse maak, dat jy tot bekering kan kom, en as jy tot bekering kom, dan is dit die bewys dat wedergeboorte in jou lewe plaasgevind het. 'n Mens kan dit vergelyk met die ontkiemingsproses van 'n saadjie. Daardie saadjie word in die grond geplant. Jy sien nie die ontkiemingsproses nie. Wat sien jy? Jy sien as daardie plantjie deur die grond breek en hier kom 'n nuwe spruit uit, 'n nuwe plantjie. Die wedergeboorte kan vergelyk word met daardie onsigbare proses. Hoe weet ons ontkieming het plaasgevind? Die nuwe plantjie wat daar staan, sê ons dit het gebeur. Hoe weet ons wedergeboorte het plaasgevind? As die bekering plaasvind. Bekering kan gesien word in die dade van die mens. Ek het sommer daar geskryf, almal is sondig, dan vind wedergeboorte plaas, maar jy en ek weet dit nie, dit is soos daai saad onder die grond. En dan maak jy die keuse bekering, dan weet jy, wedergeboorte het plaasgevind. Waar sien ons dit? Aan die plantjie, ons kan ons die plantjie sien. Dis die nuwe lewe wat volg op bekering en wedergeboorte. Nicodemus, verstaan jy dit? Liewe lidmaat, Piet Venter en elke ander een, verstaan jy dit? Vra Jesus vanmôre vir elkeen van ons. En dan gaan Jesus verder met die verduideliking van hierdie saak. Hy sê, nou moet jy groei. Dit help nie ontkieming het plaasgevind en die plantjie het nou ontkieming en hy steek sy kop uit en die nuwe blaartjies is daar nie. Nou moet dit 'n groeiproses wees. Ons het 'n naam daarvoor. Ons noem dit die nuwe lewe wat die Here gee. Daardie plantjie moet groei en sterk word. Ja, die storms moet maar kom. Daai plantjie moet groei. Hy moet blom, of hy moet vrug dra. Hy moet volwasse word. Hy moet 'n oes lewe, letterlik 'n nuwe lewe. Hoekom 'n nuwe lewe? Sjoe, daardie plantjie en die blomme en die vrugte lyk soveel anderster as jou saadjie wat aanvanklik geplant is. Sjoe, daai nuwe lewe, wedergeboorte, gaan bekering vooraf. Die nuwe lewe volg na die bekeringsproses. Volgens die getuienis
daardie hemelse proses wat plaasvind, wat jou gereed maak, wat ek reeds verduidelik het. Dis 'n lewensveranderende proses. Dis 'n vernuwingsproses wat plaasvind. Maar tegelyk, en dis nou belangrik, dis 'n aangename proses. Dis 'n wonderlike, genadige proses. Want as dit plaasvind en dit groei tot die nuwe lewe, dan is dit God se genade en sy liefde. Dit is letterlik wat God vir jou wou gehad het. Baie lang terug. En dis ook moeilik om te verstaan. Het God geweet, jy gaan ja antwoord op hierdie wedergeboorte. Jy gaan 'n nuwe lewe leef. Baie lang gelede het die Here geweet, jy en ek gaan in hierdie kerk by mekaar wees om een rede om die Here te aanbid. Ek neem hom aan as my verlosser. Ek het hom aangeneem as my verlosser. Ons het 'n naam vir daai baie lang terug, die uitverkiesing. Moeilike begrippe. Nikodemus, die slim ou, verstaan ook moeilik aan die goed. Maar ek dink ons verstaan ook so ietsie daarvan as ons daaraan dink dat dit soos hierdie ontkiemingsproses van die saad is. Die belangrike is, wat ons ook moet raak sien in hierdie boodskap van Jesus, dat jy as mens moet kies. Jy moet kies of jy die Here wil aanneem of nie. In die laaste paar verse van ons skrifgedeelte kom Jesus en hy verduidelik dit mooi vir Nikodemus. Hy sê, daar's mense van die lig en daar's mense van die donker. Mense van die lig doen wat reg en goed is. Die donker mense, die mense van die donker, wat hulle self tuis vind, daar in die pikswart nag waar niemand kan sien nie, daar kan hulle aangaan met hulle verkeerde dade. Jy kan aan hulle verkeerde dade die aanname maak dat daar nie wedergeboorte in hulle lewens plaasgevind het nie. En om dit nie plaasgevind het nie, het daar nie ontkieming vir die saadjie plaasgevind nie, en sal hy plantjie nooit groei nie, as daar nie wedergeboorte in daardie mense se lewens plaasgevind het nie, sal hulle nie tot bekering kom, of die nuwe lewe met sy goeie dade, die dade van die lig, sal jy nie by hulle sien nie. Dis die wedergeboorte. Nou wil ek met die kinders praat. Kinders, ek verstaan dat die saak van die wedergeboorte is 'n moeilike saak. Ons is groot mense, ou Nikodemus het dit dan eers regtig die diepte en die omvang daarvan verstaan. Ons verstaan maar iets daarvan, soos Jesus dit vir ons verduidelik het. Kinders, al wat jy moet onthou, die hemel, die lewe by die Here, is soos 'n brandkluis. Kyk hierdie prentjie hier aan die linkerkant, 'n groot brandkluis met 'n geweldige dik muur. Die hemel is soos daardie brandkluis wat toegesluit is. Daardie deur werk met 'n nommerslot. Jy moet sekere nommers in volgorde moet jy draai, en eers dan gaan die deur oop. Julle kinders kom by. En vanmôre gaan ek vir julle die nommer gee van daardie slot wat hierdie deur oopmaak. Dis soos die sleutel
in die hemel. Ek het nou gesê, ek gee hierdie nommer vir jou, dis verkeerd. Die Here gee vir ons hierdie nommer. Die Here het die nommer al van Nikodemus gegee. Ek en jy het vanmôre dit gelees, en ek onderstreep dit nou vir julle kinders. Wat is daai nommer? 433. Hoekom 433? Die 4de evangelie, Johannes, die 3de hoofstuk, die 3de vers. Jesus kom gee vir ons dit. As iemand nie opnuut gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie, kan hy nie en gaan hy nie die hemel binnegaan nie. Opnuut gebore word, die wederkoms. Moenie daaroor bekommerd wees nie. Hoe weet ek en jy die wedergeboorte, nie die wederkoms nie, die wedergeboorte het in my en jou lewe plaasgevind? Die blote feit dat ons harte vir die Here gegee is bewys dat die wedergeboorte ook in jou lewe plaasgevind het. Broers en susters, ek sluit af met 'n laaste gedagte, jy moet maar afsit. My laaste gedagte oor hierdie moeilike onderwerp, oor wedergeboorte. Hoekom is dit belangrik? Hoekom was dit vir Nikodemus belangrik? Want dit is 'n saak van lewe of dood. As ons dit begin verstaan, en ons begin besef wat wedergeboorte is, die Here het dit al in ons lewens laat plaasvind, dan kry ek en jy en Nikodemus kry ons geloofsekerheid. Dan kry ek suk van verligting. Ek hoef nie daaroor bekommerd te wees nie. Die feit dat ek tot bekering gekom het, die feit dat ek goeie dinge doen, is bewys dat daai goed plaasgevind het. 'n hemelse proses. En ja, nou leef ek die lewe van die nuwe lewe. Daar's 'n stukkie waarskuwing ook in hierdie gedeelte, naamlik dat jy maar ook seker maak, want daar's net 2 soorte mense in die lewe. Die ouens van die lig, die wedergeboorte ouens, bekering en nuwe lewe, of die ouens van die donker. Is nie te laat nie, as jy die pad wil loop, om ook mens van die lig wil wees, gee jou hart vir die Here. Amen. Geliefdes, kom ons word stil in gebed voor die Here. Hemelse Vader, ons dankie dat ons wel iets kan verstaan van hierdie hemelse saak, die wedergeboorte in ons lewens, aan die hand van dit wat Jesus vir Nikodemus verduidelik het. Ons dankie omdat ons die koninkryk kan deelagtig word, omdat U die wedergeboorte in ons lewens laat plaasvind het. Vanmôre in hierdie erediens bevind ons tussen ander mense in wie se lewens U dit ook laat gebeur het. Dit het plaasgevind en die bewys daarvan is dat ons U dien, dat ons 'n nuwe lewe lewe. Dankie Jesus vir U aandeel hierin, dat U daar is vir ons, en dat U hande uitsteek en ons uitnooi, dat ons U sal aanneem as ons verlosser, as ons redder. Dankie daarvoor, Here. Laat die saad van die woord van vanoggend op vrugbare grond val. Laat die goeie, die nuwe lewe daaruit sprei, tot eer en verheerliking van U naam
alleen, as getuienis in hierdie wêreld, soos 'n lig in 'n donker wêreld. Laat ons gelewens dan getuig van hierdie nuwe lewe. Laat ons daardie lig versprei. Want daar is soveel mense wat hulle self nog in die donker bevind. Ons vra dit alles in U heilige naam alleen, deur die werking van die Gees in ons lewens. Amen. Broers en susters, kom ons dien die Here, en daarmee sê ons dankie as ons dan ook ons geldjie vir die Here gee. André, dat ons die geldsokkie kom neersit. Is dit een van die breeding seentjies wat verjaar Vrydag? Ivan, baie geluk seun. Ek is seker pa en ma gaan vir jou 'n mooi persent koop, jy gaan 'n lekker dag hê. Ons hoop dit gaan lekker wees, hoor. Broers en susters, ons sluit af met lied 489. Die eerste vers: Waak Christus, dan die geloof dat niemand jou die kroon ontroof. Ek het hierdie lied gekies, want daar is baie verduidelikings en stories en vals evangelies wat vir jou allerlei dinge kon vertel oor hierdie heilsweg, wedergeboorte, bekering of sonde, wedergeboorte, bekering en nuwe lewe. Moenie daaraan vashou nie. Gaan maar na die woord van die Here toe. Gaan hoor wat sê die Here en hierdie lied sê iets daarvan. Kom ons sluit daarmee af vanmôre. Kom ons staan asseblief.
hy ook huis toe met 'n belofte van sy seun. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by elkeen wees en bly. Lekker dag hê, ek hoop as ons mekaar weer sien, het ons pad nat gereën.